Dis 'n voorreg om vandag ook 'n bemoedigende Pinksterboodskap te bring. Iets wat ons weer herinner aan hierdie tyd waarin ons is. Dit wat op daardie dag gebeur het, toe Jesus opgevaar het na die hemel. En toe hy beloof het om die Heilige Gees uit te stort oor ons, sy volgelinge, sy gelowiges. Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die een wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. En dit is ook waaroor vandag gaan. Dit is ook waaroor ons vandag hierdie geleentheid het om te fokus op die werking van die Heilige Gees, die belofte wat Jesus vir ons gegee het, van dit wat die Heilige Gees gaan kom doen, dit wat hy vir ons beplan. Ek wil graag 'n gedeelte lees vanuit Johannes hoofstuk 16. Ek begin by vers 4b, en dit begin ook met die perikoop wat getitel is die werking van die Heilige Gees. Ek het hierdie dinge nie van die begin af vir julle gesê nie, omdat ek nog by julle was. Maar nou gaan ek na hom wat my gestuur het, en nie een van julle vra my, waarheen gaan u nie. Maar omdat ek hierdie dinge vir julle gesê het, is julle harte vol droefheid. Ek vertel julle egter die waarheid. Dit is voordelig vir julle dat ek weggaan. As ek nie weggaan nie, sal die Parakleet nie na julle kom. As ek egter weggaan, sal ek hom na julle stuur, en wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle nie in my glo nie. Van geregtigheid, omdat ek na die Vader gaan en julle nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die heerser van hierdie wêreld reeds geoordeel is. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle kan dit nie nou verwerk nie. Maar wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in volle waarheid lei, want hy sal nie uit homself praat nie, maar hy sal net sê wat hy hoor. En hy sal die toekomstige dinge aan julle bekend maak. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit wat hy van my sal ontvang, aan julle bekend sal maak. Alles wat die Vader het, is ook myne. Daarom het ek gesê, wat hy van my ontvang, sal hy ook aan julle bekend maak. Is 'n pragtige gedeelte hierdie in Johannes hoofstuk 16, wat vir ons kom vertel van die uitstorting van die Heilige Gees, van waarom hy vir ons die Heilige Gees agterlaat. Dink jouself in die disippels kry die boodskap en Jesus sê vir hulle, ek gaan na my Vader toe. Hulle het dadelik seker hulle self buite Weste geskrik en besef, maar ons leermeester, die een wat ons navolg, die een wat vir ons wys wat reg en goed is, hy gaan weg van ons af. En hoe gaan ons dit doen wat hy van ons verwag as hy dan self nie meer hier is nie? Is miskien een van die vrae wat by hulle opgekom het. Hulle het gewag vir 'n politieke Messias wat hulle gaan kom bevry van die Romeinse ryk. Wat hulle gaan kom bevry uit politieke omstandighede uit. En een wat kom om vir hulle te kom bevry, nie van 'n geestelike nie, of van 'n geestelike aard nie, maar van 'n fisiese aard. En ons leer egter dat Jesus, wanneer hy die boodskap gee dat die Heilige Gees uitgestort word, dat ons egter 'n doel gaan hê hier op aarde, en dat die Heilige Gees vir ons daardie leiding gaan gee wat ons nodig het om hom ten volle te dien en te doen wat hy van ons verwag. En nou in Johannes hoofstuk 16 hier van vers 8 af ervaar ons iets van die Heilige Gees en hy tipeer dit uit, en wanneer hy kom sal hy die wêreld oortuig van hulle sonde en van geregtigheid en van oordeel. So die Heilige Gees is die Parakleet, wat die woord in die 2020 vertaling wat gebruik word vir die Heilige Gees, die Parakleet, wat ook 'n Griekse woord is wat verwys na iemand wat geroep is om bystand te verleen. 'n helper, 'n voorspraak, 'n pleitbesorger en 'n trooster. 'n helper, 'n voorspraak, 'n pleitbesorger en 'n trooster. Iets oorweldigends groot.
iets wat ons so bitterlik nodig het, iets wat Jesus vir sy disippels gebied het, toe hy op aarde gewandel het, iets wat hulle gedink het hulle nooit weer sal hê nie. En tog kry hulle hierdie groot boodskap: ek sal vir julle hierdie voorspraak stuur. Ek sal vir julle hierdie parakleet stuur, pleitbesorger of 'n trooster. En hy sal julle die wêreld kom oortuig van sy sonde, geregtigheid en oordeel. En dit is waarop hierdie gedeelte se fokus en se klem ook val, op die gedagte van sonde, geregtigheid en oordeel. So die Heilige Gees is egter ook vir ons vandag uitgestort. Al het dit meer as 2000 jaar gelede gebeur, het dit ook 'n impak op ons vandag. Wanneer ons voor moeilike sake te staan kom, wanneer ons in moeilike omstandighede kom, wanneer ons moeilike besluite moet neem, wanneer ons moet doen wat reg is, al beteken dit dat ons miskien 'n negatiewe effek daarvan sal ervaar. Miskien 'n negatiewe uitkoms vir ons sal mag hê. Ons baie keer verstom staan op die uitkoms van dit wat ons gedoen het, wat die regte is om te doen. Alhoewel die wêreld baie keer vir die populêre en die goeie antwoord en keuse verkies, is dit nodig baie keer of altyd nodig om die moeilike keuse te neem wat baie keer nie die wêreld se goedkeuring wegdra nie, maar tog God se keuse wegdra en God se goedkeuring wegdra. So, wanneer ons 'n bietjie fokus op die van die sonde, omdat hulle nie in my glo nie, is Jesus se uitspraak hier. So hy gaan hulle oortuig van hulle sonde, omdat hulle nie in my glo nie. En wanneer ons nie in Jesus Christus glo nie, is dit moeilik om te bepaal maar wat is verkeerd en wat is reg, en wat is sonde en wat is goed, wat is geregtigheid. En die Heilige Gees help ons egter ook daarmee. En dit is waar daai fyn lyn inkom van om 'n populêre keuse te maak, om 'n keuse te maak om my werk en my voorspoed te verbeter, wat ten koste van my geloof is en ten koste van wat God van my verwag, in steede van om dit te doen wat reg is en die gevolge wat daarmee saamgaan te dra en te weet dat God of Christus dit saam met ons dra. So die Heilige Gees gaan ons oortuig van hierdie sonde, die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid. En dit is omdat hy na die Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. Sal die Heilige Gees julle ook lei in geregtigheid. En so ook vandag lei die Heilige Gees ons daai stemmetjie agter in ons kop. Baie praat van die 6ste sintuig. Dit ons sê maar hoorie, dit wat jy besig is om te doen is nie reg nie, of dit wat jy besig om te doen is reg. Of kom weg, vlug, hardloop. En dan gaan die Heilige Gees ook vir die wêreld oortuig van die oordeel, omdat die heersers van die wêreld reeds geoordeel is. Kom hy ook om oordeel te bring. Is die oordeel reeds voltrek? En die oordeel lê egter daarin dat ons glo of dat ons nie glo nie. So, ek is seker dat daar baie oortuigings is van die regte en die verkeerde, en dat ons met baie goeie argumente kan uitklaar dat dit wat ek doen of dit wat ek aanhang of dit waarvoor ek staan die regte is. Maar staaf die woord van God dit? Sê die woord van God dat dit die regte is? Of is dit dan maklik om te sê maar dit wat reg is, het die Heilige Gees aan my geopenbaar en dit is waarom dit reg is, alhoewel dit ver gesog is en absoluut nie van die Heilige Gees afkom nie. Hoe bepaal ons dit? Hoe bepaal ons of iets van die Heilige Gees afkom en of dit nie van die Heilige Gees afkomstig is nie? Veral as dit groot sienings is, veral as dit sterk argumente is en debatte is, wat iets regspreek of iets aanvaarbaar maak wat nie aanvaarbaar is nie.
Dan moet mens egter weer gaan dink en gaan vra, maar hoorie, is dit 'n inspraak van die Heilige Gees of is dit die mens se eie wil om iets wat nie goed is nie, aanvaarbaar te laat blyk? So hoe bepaal ons, is hierdie nou werklik die Heilige Gees wat hierdie leiding gee, of dan nou, kan mens sê, sekerlik die bose? Nou, wanneer ons in vers 13 lees, dan lees ons die volgende: maar wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy in die volle waarheid lei. Sal hy julle, in die volle waarheid lei, want hy sal nie uit homself praat nie, maar hy sal sê net wat hy hoor, en hy sal die toekomstige dinge aan julle bekend maak. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit wat hy van my sal ontvang aan julle bekend sal maak. Alles wat die Vader het, is ook myne. Daarom het ek gesê, wat hy van my ontvang, sal hy ook aan julle bekend maak. So, die Heilige Gees maak bekend die dinge wat God en Christus self aan hom bekend maak. En dan kom ons weer by 'n baie komplekse drie-eenheidskonsep van Vader, God, Vader, Seun en Heilige Gees. God die Vader, Jesus die Seun en die Heilige Gees wat uitgestort is. En dit wat ons herdenk ook in Pinkstertyd. So dit wat die Heilige Gees as waarheid bestempel, wat God en Jesus as waarheid bestempel, dit wat die Heilige Gees aan ons kom bekend maak, dit waarteen die Heilige Gees ons kom waarsku en kom beskerm, die voorspraak wat hy vir ons maak, die pleit wat hy by ons vir ons besorg, die trooster wat hy is, kom vanaf God, en kan ons egter bepaal of dit wat die Heilige Gees aan iemand bekend maak, of dan nou net 'n melding daarvan is, of dit werklik die Heilige Gees is, want die Bybel moet daarmee ooreenstem. Dit moet vanuit die Bybel regverdig en waar en eerbiedig wees. So, die Heilige Gees kom bemagtig ons met dit wat hy van die Vader en van Jesus hoor. Dit bring hy vir ons. En dit is ook vir ons hierin opgeteken, hierin opgeskryf in die woord van God. Daarom moet ons soveel tyd spandeer as wat ons kan om die woord van God te leer ken en te bestudeer en te lees en te bid en om met God in 'n verhouding te tree en Jesus al beter en beter te leer ken, want dit is ook die manier waarop die Heilige Gees ons kom bemagtig. Hy is hier om die wêreld te oortuig van hulle sonde en van dit wat geregtigheid is en van die oordeel van God wat kom wanneer ons nie glo in Jesus Christus nie. En om te glo in Jesus Christus beteken nie net om te sê ek is 'n Christen nie, maar om werklik te glo beteken dat my woorde, dit wat ek oor my geloof uitspreek en dit ook my geloof verduidelik, sigbaar sal word in my lewe. Jakobus 3 getuig daarvan en vertel vir ons dat ons geloof wat moet oorgaan na dade toe, want as ons geloof nie oorgaan na dade toe nie, is dit as te meer dood. En so ook, as ons geloof in Jesus Christus van so 'n aard is dat ons nie werklik kan onderskei tussen die Heilige Gees en van God nie. Ons egter weer daaroor dink. Moet ons introspeksie doen. Moet ons die Bybel vat en meer lees en vergeet van wat almal daaroor sê en almal se oortuigings daarvan is en weet dat dit die lewende woord van God is. En kom ontgin wat God vir my sê deur die Heilige Gees. Dit wat God gesê het, dit is ook wat die Heilige Gees kom bekragtig. Dis egter die boodskap van Pinkster. Dis egter die boodskap ook wat ons vandag het. Die Heilige Gees sal ons daai leiding gee deur God en Christus Jesus. En dit word gemeet aan die woord van God, die Bybel wat ons tot ons beskikking het, wat ons die voorreg het om elke dag te mag lees. Hy sal nie uit homself praat nie, die Heilige Gees, maar hy sal net sê wat hy hoor. Hy sal die toekomstige dinge aan julle bekend maak. Hy sal my verheerlik, dit is Jesus Christus, omdat hy dit wat hy van my sal ontvang aan julle bekend sal maak. Net wat hy van Christus ontvang.
En dit is waar die Heilige Gees dan ook hierdie parakleet is, om ons te lei in 'n heilige lewe voor God, sodat ons eendag die ewige lewe mag beerwe. Wat 'n voorreg is dit nie, en wat 'n wonderbaarlike genade is dit nie van God, dat ons voor hom mag staan en sy teenwoordigheid in ons lewens mag beleef nie. Here Jesus, baie dankie dat U vir ons die Heilige Gees agtergelaat het om ons te lei, sodat ons U liefde in hierdie wêreld mag gaan uitleef. Maar Here, meer as net liefde wat 'n verwronge perspektief geraak het, Here, dat ons U sal uitleef, U woord sal uitleef, dat ons dit wat ons van die Heilige Gees ontvang en dit wat ons in U woord leer, sal leef, soos wat Jakobus 3 ons inspireer om te doen. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen.